Wel, ek boer met Brahmane omdat ek lief is vir die Brahmane. Dis 'n passie wat ek al opgetel het by my oupa in Zimbabwe, wat eintlik Rhodesia was baie jare terug. En wel, as 'n klein laaitie het ek maar net die voorliefde gekry vir dit. Want in Zimbabwe was die plase baie groot. Ek weet nie of ek klein was, laat die plase groot was, maar was baie groot. Ons het baie robuust geboer. As jy dip het, het jy gat gegrou, jy het kraal gemaak met bome wat jy afgekap het, beeste ingejaag en beeste in daai gat gedip met water wat jy met emmers en dromme aangedraai het. Ons moes alternatiewe oorweeg tussen gedrukte media en digitale media. Nou die wêreld het baie verander. Waar mens tradisionele tydskrif gekoop het en jou advertensie daar geplaas het, hy kom een keer op 'n slag uit. Het die ding nou so verander dat jy met die Facebook en WhatsApp, Twitter en al die sosiale platforms 'n onmiddellike boodskap kan uitstuur. Jy kan ook jou eie mark identifiseer. Jy kan jou boodskap baie vinnig kry by die mense. Jy kan terugvoer kry van die mense af. Dan gaan dit oor die koste aspek. Gedrukte media het byvoorbeeld, jy betaal 'n baie duur bedrag vir 'n advertensie en die digitale platform is bitter baie goedkoper per leesgeleentheid. Uit 'n genootskapsoogpunt uit is die digitale oogpunt om branding te doen. Met ander woorde, ons kweek 'n bewustheid vir Brahman. Nou die platform gee vir jou bitterwye rykwyte vir elke mens wat blootgestel word aan Brahman en ontwikkel 'n belangstelling en dit sal uiteraard vir jou markte ontsluit. Nou verder is die uit 'n genootskapsoogpunt ook dat jy jou boodskap die heeltyd kan uitstuur en vernuwe. Jy kan die heeltyd mense inlig oor nuwe dinge wat gebeur in die bedryf en selfs gewone nuusbrokkies om belangstelling te bly kweek wat uiteraard weer markte ontsluit en jou mark groter maak. En dan help die digitale platform om ons logo van The Complete Breed verder uit te brei en reg deur die land te versprei.